Ek verwelkom vir julle vanoggend in die naam van ons Here Jesus. Altyd 'n voorreg om weer saam met julle te wees. Vir my is julle absoluut deel van die liggaam van Jesus. So die liggaam bestaan uit verskillende dele, vingers, ore, oë, en elkeen van ons het 'n spesifieke ou plekkie. So ons is nie almal dieselfde nie, en ons hoef ook nie te wees nie. So, en dis net baie lekker om saam met julle hier in die Here se teenwoordigheid vanoggend by mekaar te kom. Kom ons sit net so en ons hoor die seën van die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Geliefdes, genade en vrede vir julle. Amen. Vrede vir jou kom. Goed om jou te sien afrol. Ons gaan jou nou nodig kry weer met die, as ons nog 'n liedjie sing. Dankie. Ja, die laaste paar weke was vir my interessant. Deur 2 begrafnisse wat ek moes doen, gepreek 2 keer daar in Skukuza, in die gemeente daar, die Wildtuin. Voorreg gehad om weer met die kinders van die Here te ontmoet, ook ons vriende van Witrivier. Lekker vir my kom kuier vir ek en Karen daar in die Wildtuin toe ons gepreek het. So dit was nou sommer weer 'n lekker tyd, en ons het ons kleinkinders gesien in Nelspruit. So die Here was goed vir ons oor die afgelope paar weke. Ek en Karen is nog baie hard besig om 'n vreeslike stoor leeg te pak na ons trek. So ons het nog so 'n halwe garage vol bokse wat ons moet uitsorteer en wegkry. En deurwerk, so ek sit rakke in by die huis in die week en so aan, en dan het ek nou so binne die volgende tyd weer bietjie geleentheid om studente te gaan leer omtrent die woord van die Here, teologiese studente. So dan gee ek weer bietjie klas, en dan is ek weer met hulle besig, en as ek my weer kry, as ek weer by julle. So, dis 'n baie lekker, opwindende lewe, hou ons besig, en ons prys die Here daarvoor. Ek gaan vanoggend aan, as julle nou, ek dink nie julle gaan alles onthou nie, maar ek het begin, die vorige boodskap het gegaan in die boek Kolossense. En ek het vir julle verduidelik, Kolossense was, Kolosse was 'n lang gedeelte waar die apostel Paulus glad nie self uitgekom het nie. So hy was nie die dominee wat daar alles gaan begin het en die gemeente gebou het nie. Daar was 'n man met die naam van Epaphras, en Epaphras het dit gedoen. En die apostel Paulus was toe tronk toe gestuur deur die Romeine omdat hy gepreek het. En toe daar in die tronk kom, toe kry hy nou vir Epaphras. Nou Epaphras was eintlik die ou wat daai gemeente aan mee gewerk het. En toe vertel Epaphras om van hierdie gemeente. En ek het nou laas keer vir julle gesê, weet, Paulus skryf van hulle, hy sê ek het julle nie self geken of gesien nie. En toe skryf hy in hoofstuk 1, en hy skryf al hierdie mooi goed. Hy sê, weet julle wat hoor ek van julle? Nie kinderstories nie. Ek hoor van julle mooi goed. Ek hoor van julle hoe julle vasstaan in die geloof en al hierdie goeders. Hy sê ek droom eintlik oor julle. In hoofstuk 2 gaan hy nou aan, en hy skryf nou weer verder, en hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het, en oor wat in Laodicea is, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Hy sê, ek weet julle het moeilikheid.
Julle het allerlei uitdagings. Hy sê, maar ek dink aan julle. Hy sê dat julle harte nou vertroos mag word, deurdat julle saamgevoeg word in liefde, tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader van Christus. Hy sê, man, wat ek aan julle dink, hy sê dat julle harte vertroos moet word. Hy sê dat julle in liefde saamgevoeg kan word en tot kennis kan kom van die volle sekerheid. En dis wat Paulus vir hulle skryf. En dis wat Paulus vanoggend vir julle skryf. Hy sê, wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Ek sê nou vir julle, hierdie wêreld dink, hulle soek skatte. Hulle doen navorsing, man, van die natuur tot wetenskap in die mens, en wetenskap in die ruimtes. En almal dink, hulle is verskriklik besig om wysheid te soek. Maar daar is net een plek waar wysheid en kennis is, en dis by God. En nou gaan Paulus voort en hy sê, dit sê ek, sodat niemand vir julle moet verlei word deur drogredes nie. Hy sê, man, ek gee om vir julle. En ek wil nie julle moet verward word nie, want dinge verward ons. Oom het nou met so ietsie met my gedeel, en onmiddellik weet ek dat dit is die goed wat ons sal verwar, want ons verstaan dit nie altyd nie. So as goed wat ons verwar. Hy sê, want al is ek ook in die vlees afwesig, al is ek nie eens weer hier by julle nie, is ek tog bly by julle in die gees, en ek verbly my om van julle goeie orde te hoor, en vastigheid van julle geloof in Christus. Hy sê, julle is net een klomp getuienis, eintlik. Getuienis van God se goedheid, sy genade. Ek en jy moet van ons vanoggend die vraag vra, weet hoekom sit ek en jy nog nie? Hoekom lê ons nie in ICU nie? Hoekom lê ons nie in 'n yskas nie? God se genade. Daar's nog werk vir jou. God is mos nog nie klaar met jou lewe nie. En Paulus sê, hy sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel in hom. Hy kom en hy sê, man, besef net, dit wat gebeur het toe Jesus jou sy kind gemaak het, in Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om 'n kind van God te wees. Hy sê, wandel in hom. Gewortel, né? Het julle nou al 'n boom uitgegrou met 'n sterk penwortel? Man, party van daai wortels, né? Hardloop so diep en sterk, en as jy hom nie eers kan afkap nie, jy kry nie daai boom omgestoot nie. En bevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl jy daarin oorvloedig is, in danksegging. Daar kom weer die woord dankbaarheid, danksegging. Sê, Here, dankie vir vanoggend. Weet jy, toe jy jou asem intrek vanoggend en jy maak jou oë oop, dan moet jy sê, dankie Here, vir nog 'n dag. En dan kom hy nou waarsku ons. Hy sê, pas op, dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorleweringe van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, en nie volgens Christus is nie. Hy sê, daar's 'n verskil. Hy sê, daar's 'n ding wat baie moeilik is om te verstaan, wat Christene aanbetref. Want weet julle hoekom? Ons laat toe dat dwaashede, wysbegeerte, ons praat van menslike slimmigheid, ons lewe beheer. God sê iets, maar ek glo iets anders. Weet jy hoekom? Want almal sê so, almal praat daarvan. Almal sê, o, jy doen dit, o, jy lyk so. Hy sê,
Daai goed is nie van Jesus nie. Hy sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en krag. Hy sê, die Christus wat in jou woon, is meer as al die reëls wat hierdie wêreld kan opstel. Is meer werd. Want dis nie wysheid nie. Die Jode het ek al veel verduidelik, jy weet, hulle het op 'n stadium toe vat hulle nou die Tenach, die 10 gebooie of die Ou Testament, die boeke van Moses, en hulle het die wette gevat en hulle het so 613 reëls gaan in 'n boek skryf en vir mekaar gegee en gesê, jy moet dit nou elke dag nakom, né, om God tevrede te stel. En Jesus het vir hulle so gekyk en gesê, julle is wit gepleisterde grafte. Julle maak die buitekant van die skottel skoon, maar binne is julle vol roof. Want dit is nie waar nie. Hy sê, in wie julle ook besny is met die besnydenis wat nie met hande verrig is nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Nou die besnydenis was 'n verbondsteken. Elke manlike kind moes op 8 jaar moes hy besny word, wat dan die hele volk in daai verbond van God bevestig het in die Ou Testament, want hulle het iets gesoek wat hulle kon sien. Maar nou sê hy, geestelik is ons, elke een van ons is besny. Alreeds. Ons is in die verbond. Omdat julle saam met hom begrawe is in die dood. Want die dag toe God jou lewe oorneem, toe hy die wonderwerk van wedergeboorte in jou binneste doen, toe is jy in sy dood gedoop. Nie 'n fisiese doop in 'n bad water of ding nie. Hy sê, jy is in daai vryheid wat ek vir jou gaan betaal het, is jy ingedoop, wat ook 'n teken is van ons verlossing. En julle is ook saam opgewek, want in die dood, toe Jesus in daardie 3 dae in die dood ingegaan het, is hy ook eintlik in die doop ingegaan, van die dood. Maar na 3 dae het hy opgestaan en hy lewe. Hy sê, julle is ook opgewerk deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was deur die misdade en onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewendig gemaak, deurdat hy julle al julle misdade vergeef het. As daar nou een teks is wat jy moet met jou hele wese aangryp, al jou misdade is vergewe. Hy het nie gesê, okay, ek gaan nou hierdie vergewe van jou, en daai, maar onthou nou, daai was bietjie bad. Nee, dit kan ons nie nou vergewe nie. Jy gaan nog 'n bietjie moet betaal, jy gaan nog 'n bietjie moet worry oor dit, jy gaan nog 'n bietjie nog moet soek. En dis wat die duiwel doen. En ek en jy doen dit met mekaar. Ons kom herinner ons aan goed waarvoor ek al reeds dood is. En hy sê, in die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim, deurdat hy dit aan die kruis vasgedaan het. Die dag toe Jesus daar hang, toe hulle daai spykers deur sy hande en sy voete sit, toe is daar so 'n briefie by, né? Ek dink was 'n groot brief. Ek het vanoggend, toe herinner die Here my 'n bietjie aan 'n paar goed, waarvoor ek moet verskriklik dankbaar wees wat hy my voor vergewe het. En ek dink, Here, as U daai lysie sou maak, en ek moes my eie lysie sien, né, dan was hy nou meer langer as wat daai kruis was. Maar Paulus sê, dis die ou skuldbriefie, toe hulle daai hamer slaan, toe spyker hulle elke sonde van my aan daai kruis vas. En hy het saam gesterf daar. Daai sonde het nie afgekom nie.
Daai sonde het nie in die graf uitgekom nie. Toe Jesus opgestaan het, was daar nie meer sonde nie. Vir die wat aan hom behoort nie. Hy het hulle vrygemaak. En nadat hy die owerhede magte uitgekleed en die openbaar tentoongestel het, deur oor hulle te triomfeer. Hy sê, toe Jesus opstaan, toe het hy oor alle mag wat oor jou lewe kan wees, het hy getriomfeer. Die duiwel, siekte, dood, alles, daar is niks wat hy nie oor getriomfeer het nie. En nou kom hy en hy sê, ek sukkel met julle. Hy sê, moenie dat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie. Weet jy hoe werk ons Christene? Ons bou reeltjies. Jy mag nie dit drink nie. Jy mag nie dit doen nie. Jy mag nie dat doen nie. Hy sê, hierdie goed is alles skade wees van toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Hy sê dat niemand van julle prys beroof nie. Al sou hy behaai en nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid. Hy sê daar kan vir julle wees wat selfs beweer, jy praat met engele. Jy weet, ons word ons baie hou nie. Party mense het hierdie vreeslike ervarings, want hulle verkondig, hulle beroep hulle op hulle insig en hulle kontak met engele en met dit. Paulus sê, dit maak jou opgeblaas en vleeslik. Want jy hou nie vas aan die hoof, wat die hele liggaam aan mekaar hou nie. As julle dan met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle nog in die wêreld onderworpe aan insettinge of reëls soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruikers bestem te gaan volgens die gebooie en leringe van mense. Alhoewel dit die skyn van wysheid het, in eensinnige godsdienst van nederigheid en gestrengheid in die liggaam geen waarde het nie, maar net strek tot die versadiging van die gees. Jy sien, ek en jy sukkel om te verstaan dat ek kan die Here dien sonder om te pynig. Jy sien, ons wil pyn hê. In die katholieke geskiedenis lees ons van manne, die paalheiliges, wat hulle gedoen het. Hulle het 'n paal gevat, baie hoog van die grond af en in 'n kas, en dan gaan leef die ou in daai paal vir sy lewe. In daai kas, om net aan die Here te bewys hoe swaar sal hy kry vir Here. Ander ouens het vir hulle beddens gemaak van spykers. Dan gaan slaap hulle op hierdie spykerbeddens om te kan ly vir Jesus. Hy sê dis die versadiging van die vlees. Hy sê want ons wil alles meet aan raad nie. Nou die verskil is, wanneer Christus my lewe is daar duisende goed wat ek nie wil en kan meer doen. As ek aan hom behoort, kan ek nie meer wil sondig nie. Kan nie. Ek het geen begeerte om sonde te doen. Want sonde vernietig my verhouding met God. Alhoewel ek vergewe is van alles van gister, vandag en môre, is daar goed wat ek nie moetswillig wil doen nie. En dis die teken van 'n kind van God. Is dat hy of sy wil nie. Is nie omdat ek met 'n reëlboek sit om te
kyk, okay, right, ek het nou hierdie een nie gedoen nie. Ek het hierdie een gedoen. Wag, ek moet nou eers hierdie een. Die Heilige Gees lei my tot heiligmaking. Diep wandel met Jesus, rein, sonder gebrek voor God. En hy gee my begeerte om net die Here te verheerlik met my liggaam. So ek sit nie met mense se reëls nie, ek sit met God se reëls. En as God die Heilige Gees vir my wys, hierdie wat ek hier doen, nie reg is in my lewe nie, dan wil ek dit nie doen nie. En dan sê ek, Here, ek wil gehoorsaam wees. Maar ek gaan nie sit, omdat jy nou vir my sê, hoorie, daai chappies wat jy kou, dis sondige chappies. Ek gaan nie vir jou luister. Want wie is jy? Jy is nie die Here nie. Ek behoort aan Jesus, ek is vry. Maar my verskil is net, ek wil die Here behaag. Met alles wat ek het. Ek droom daarvan. So ons sukkel om ons geloof vas te maak. En die Here sê, man, dink jy elke keer, waar is ek gewortel? Waar lê my wortels? Diep in die Here, en ek is opgebou in die leringe van die Here. Ek is bevestig in geloof. Ek leef in die Bybelse beginsels. As Paulus kom en hy leer ons lieg nie vir mekaar nie, dan is dit juis omdat dit ons verhoudings met mekaar, ek is besig om oneerlik teenoor jou te wees, om vir jou te lieg, en ek doen jou skade aan, en dan het ek nie die liefde nie. So ek wil nie lieg nie. Ek wil nie van jou skinder nie, want ek het jou lief, soos Jesus jou lief het. So dat is baie goed, in hoofstuk 3 kom hy nou weer, en hy sê, maak dood sekere goed op aarde, maak dit dood. Dan maak hy 'n lang lys daarvan. Hoerery, onreinheid, hartstop, slegte begeertes, gierigheid, afgodediens, toorn, woede, boosheid, laster. Hy sê, man, raak ons sla, maak dit dood. Hy sê, maar wat moet julle doen? Trek aan, innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid. Eintlik kon hy maar net gesê, Dorie, gaan kyk 'n bietjie na Filippense 4, of Efesiërs 4, na Filippense 4. Verbly jou in die Here. En Galasiërs 5, wat sê, vrug van die Gees. Gaan kyk aan nou. Hy sê, trek dit aan. Leef met dit. Hy sê, moenie julle bekommerd elke dag oor sekere feeste en goed nie. Ek het 'n familielid wat baie dierbare familielid, baie lief op vir Jesus, maar vir hulle is dit 'n verskriklike ding waar ons nie die Sabbat op 'n Saterdag hou en soos dit in die Joodse kultuur is en Sondag op 'n Sondag nie. Maar daar's 'n baie goeie rede hoekom ons op 'n Sondag ons dienste hou, omdat ons sê dis die dag van die opstanding van die Here Jesus, die opstandingsmôre. En is 'n nuwe verbond. Maar ons hou nog steeds die 7de dag. Net nie op dieselfde dag as hulle nie. Maar nou kom Paulus hier en hy sê, moenie eers dat dit jou pla nie. Hy sê, dis goed wat bestem is om te vergaan. Hy sê, dis skade wees. Nuwe maane, feeste. Hy sê, dis alles misleidings. Hy sê, want dit kaap jou emosionele welwees. Dit maak jou ongelukkig voel. Dit maak jou voel, Here, ek maak nie die great nie, ek is nie goed genoeg nie. Here, ek kan net nie genoeg presteer nie. Ek probeer so hard, Here. Dalk moet jy nie meer probeer. Dalk moet jy net oorgee aan Jesus en vir hom voluit lewe. Hy vat goed weg. Ek sê nou vir julle, as Paulus in Romeine 12 uitroep, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dan bedoel hy, julle moet voortdurend groei en verander.
En dis ek en jy se lewe. Elke dag nader aan Jesus. So terwyl jy hier lewe nader aan Jesus. Lewe volgens die identiteit wat hy vir jou gegee het. Lewe volgens 2 Korintiërs 5 vers 17. Kyk, dit het alles nuut geword. Dan het ek geen vrees meer vir die dood nie. Ek onthou as 'n kind was die boodskap van die wederkoms was verskriklik sterk gepreek. En die hel. En ek weet ek was verskriklik bang om hel toe te gaan. Ek was baie keer bang om aan die kerk uit te gaan want ek is bang, is daai gat nie as ek nie by hierdie deur uitloop nie. So klein lyk nie. Ek onthou, Here, as ek nou vandag in die fliek gesit het toe ek so jong in my jeug was. As Jesus nou kom, dan gaan hy vir my agterlos, want ek sit, want hulle het vir my dit gepreek. Toe ek groot word, en ek ontdek Jesus in my lewe, en ek begin leer wat die skrif regtig leer, sien ek al hierdie goed is mense reëls. Ek sien hulle het my laat skuldig voel. Hulle het my laat skuldig voel dat as ek nou dit doen, hemel, nou gaan ek hel toe, want dit was, dan sê Paulus, dis asof Jesus dan elke keer weer gekruisig moet word. Hy is eenmaal gekruisig, eenmaal betaal. Alles betaal, verlede, hede, toekoms, that's klaar betaal. Wat sonde doen, is dit maak my verhouding met God, dat ek nie al die vreugde en vrede altyd ervaar. Dit beïnvloed my. Dit maak dat ek sê, Here, ek wil nie so lewe nie. Ek onthou ook as 'n jong man, het ek op 'n stadium, het ek weer so naby die Here gekom, was al getroud kinders, en ek sit eendag agter in die kerk, en die Here praat met my, weet julle, ek voel daai dag, ek gaan vandag, op my knieë in hierdie kerk, gaan ek van agteraf op my knieë kruip tot voor, want ek wil reg wees met die Here. En dit was nie oor iets wat iemand gesê het nie, dit was wat die Here in my binneste gedoen het. Ek het 'n begeerte gehad. Ek het 'n begeerte gehad om hom te dien. En nie lank daarna nie, toe roep hy my vir die voltydse diens. By my naam. So mag julle hoop kry. Mag jy hoop kry vir hierdie week. Ek sê weer, die duiwel gaan jou aanval. Luister na wat ek vir jou sê, hy gaan jou beskuldig. Hy gaan jou herinner, jy het nog daarop gefaal, hè? Onthou jy die verlede, onthou jy wat jy die jou sussie gedoen het, of jou boetie, onthou jy wat jy daar gedoen het? Payback time. Se leuen in die hel. Jy is vrygemaak. Leef in daai vryheid wat jy is. Leef voluit vir die Here. Sy koms is naby. En Paulus het aan die einde, daar in Kolossense 3, ons volgende keer op het praat, het hy gesê, ek het een droom vir julle, om heilig en sonder gebrek voor God te verskyn. Die oomblik as jy in sy teenwoordigheid. As 'n ander boodskap wat die Here nou my hart op wakker maak, wat ek op 'n stadium wil bring, Dr. Isak Burger van die AGS het nouydag daar by enige kerk in Wonderboom of gepreek 5 minute na die dood. En ek sal baie graag ook daai boodskap wil my eie maak en ook met julle deel. 5 minute na die dood. Wat gebeur? Dat jy kan sien wat Paulus bedoel. Dat jy heilig en sonder gebrek voor God sal verskyn. Die Here help elkeen. Amen. Enige iemand wat
Wat wil iets spesifiek sê wat ons voor moet bid as ons afsluit? Enige gebed versoek? Laat voor bid. Ja, in Ierland. Enig iemand anders wat gebed nodig het? Asseblief jy bid vir my na gesag van die redding, maar ook Suster Driekus Sissie in my hospitaal. Bid vir wie? Suster Driekus Sissie. Okay. I'm really bloeding the grind at wat na word en ek Okay. kyk na dit. Suster Driekus se seun. Ja, van dit Suster Driekus van Okay. So hulle ding. Enigiets almal? Here, terwyl ons dan besig is om hierdie wonderlike vrymakende boodskap te verkondig. Is aan daai selfde kruis wat daar die nota, daai skuldbrief vasgenaal is. Teen daai selfde kruis staan die woorde: dit is betaal. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gevolg. En deur sy gebroke liggaam, die bloed wat gevloei het, vergewing van sonde. Here, ons wil bid Tannie se seun daar in Ierland. Ons wil bid, Here, dat U vir hom in hierdie oomblikke 'n werklikheid sal wees reglangs. Dat hy sal ontdek dat selfs daardie emosionele toestand wat so half buite sy beheer hardloop in sy emosies eintlik ook voorbetaal is aan die kruis van Jesus. En dat U hom kan genees en hom oprig en vir hom hoop gee. Ons dink aan Drika en haar seun. Here, ons bid vir haar en die geliefdes wat daardeur moet gaan. Maar Here, daardie wonderwerk wat U in 'n jong mens se lewe kan doen, in 'n gemoed wat absoluut buite die, eintlik maar ver buite die beheer van selfs mediese personeel kan val, is 'n wonderwerk van God. Ons bid, Here. Ek bid vir bewaring vir elkeen in hierdie kuierplek, hierdie plekkie wat hulle as kinders van die Here saam bly. Bid teen siektes. Ek bid, Here, teen die aanvalle van die duiwel. En ek bid, Here, dat U hulle sal oplig, getuienis maak en 'n bron van lewende water ook in hierdie plek in Kleinfontein in Jesus naam. Amen. Amen.